Vers 5 sê, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die liefde. Hy het ons aangeneem tot kinders, tot lof van sy heerlikheid, van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in Yeshua, in die geliefde. Wie is Yeshua? Hy is God in die vlees, wat vir ons die weg na saligheid gemaak het, en dis wat vers 6 sê. Ons kan nou deel wees van hierdie nuwe verbond, die Nuwe Testament, tot lof van die heerlikheid. Ons wonder wat is ons doel, tot lof van die heerlikheid van sy genade. Die moderne, liberale evangelie sê genade beteken, ek kan sonde doen, maar ek het genade, dit gaan my nie toegereken word. Dis nie die waarheid nie. Genade is, ek is 'n veroordeelde misdadiger, ek moet hel toe gaan. Die loon van die sonde is die dood. Maar God is my genadig, anderster as vir Lucifer. Lucifer het nie genade gekry nie. Dis waar hy heen gaan. Daar's vir hom nie keuse van 'n boete of niks nie. Hy gaan brand in die hel. Ek is veronderstel om dit ook te doen. Ek het gesondig. En ek is gevonnis. Maar ek kry genade. En wat is daai genade? Om my lewe te verander. Om weergebore te word. Om my te vereenselwig met die dood van Yeshua en op te staan in 'n nuwe lewe en 'n nuwe lewe te lei. Dis genade. Genade is nie om losbandig te lewe en dit word nie toegereken nie. Dis nie genade nie. Dis wat die Satan ons vertel, sodat ons moet in ons sonde bly en sterf. So nou sê vers 6, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Yeshua het gekom, hy die prys betaal. Ek kan nou as gevolg van die genade dit vat. Ek kan my met God versoen en die ewige lewe kry. Vers 7, in Yeshua het ons die verlossing deur sy bloed. Hier is die weg wat ek net over gepraat het. Ons wonder, hoe is hy weg? In hom. Nie as gevolg van hom nie, in hom. Want die liberale evangelie, as ek sê liberaal, praat ek nie nou net van polities nie, ek praat van anything goes. Die kerk, daar buitekant, wat jy net kan doen jy wil. Dis die liberaal. Maar dis nie wat dit is nie. Hy sê, in hom het ons die verlossing. Ek moet in hom wees. Ek in hom, hy in my. Ek sterf, ek staan op in hom, ek bly in hom. En dan het ek die verlossing. In hom het ons die verlossing, deur sy bloed. Wat is sy bloed? Hy het sy bloed vir my gestort. My bloed het besoedel. Waar is die siel? Waar is ek? Ek is in my bloed. Ek is nie in die hartpomp nie, ek is nie in die brein nie, ek is in die bloed. Ek is 'n siel, ek bly in 'n liggaam. Maar my bloed het besoedel, ek is dood, ek gaan doodgaan. Maar hy stort sy bloed vir my, en sy bloed is skoon, volmaak. In hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Genade beteken, ek kan dit nie verdien. Ek kan nie my eie geregtigheid verdien nie. Ek kan nie sê, ek gaan nou my werk los, en ek gaan 'n weeshuis begin, en ek gaan my lewe gee om mense op te hef, en ek gaan sommer al die diere versorg, en dit gaan ek nou alles doen, en dan gaan God vir my hou, en dan gaan my siel red. Dan beteken dit, ek het dit verdien. Ek kan dit nie verdien nie. Ek moet op hierdie weg gaan wat hy vir my gemaak het, en daai weg is deur genade. Vers 7, in hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. So my misdade, ek kan dit nie wegwerk nie. My skuld is te groot. Dit moet afgeskryf word. Die bank moet vir my 'n staat stuur wat sê jy skuld 0, want ek kan dit nie afwerk nie. Dis te groot. En dis genade. Genade beteken, ek kan dit nie doen nie. Hy moet dit doen. En hy sê, vat my sertifikaat. Kom in my, sterf, word ek. Ek kry sy identiteitkaart. Ek kan sy kaart gebruik.